Gek oor haar eie Afrika ondier, episode 125. Sergio ry vroeg maandagoggend kort pad deur die hekke van die Leeuplaas tot by die hospitaal en reddingsinstituut. Alles daar is terug na min of meer normaal, al voel dit vir Sergio asof niks ooit weer heeltemal normaal sal kan wees nie. Die feit dat die aanvallers wat die ongeluk oorleef het, gevange geneem is, die feit dat hulle 'n klomp van hulle kopers van diereonderdele aan die kaak gestel het, maak nie op vir Makwakwa en die hekwag se dood nie. Ook nie die feit dat Mart Marie aan die verkeerde kant van 'n vuurwapen was en gewond is nie, ook dood kon gewees het nie. Want nog steeds draai dit in Sergio se kop. Wat as dit vir Leah gemik was? Hoekom wil daar die stemmetjie wat sê dat Ralph Jameson dalk tog op 'n manier hierby betrokke was, net nie heeltemal stil raak nie? Al dui alles daarop dat dit bloot 'n lukraak aanval was en poging om by die klein hyenas uit te kom. Dokters gebruik hyenas al hoe meer in hulle pogings om die massas in toom te hou. As hulle die matriarg kan beheer, as hy vir hulle kan luister, behoort die pak mos aan die toordokter. Dit is iets wat Sergio 'n groot deel van die nag laat wakker lê het. Om veearts te wees in die stede en met mensouers van pasiënte te werk, het verseker sy uitdagings. Om 'n natuurlewe dokter te wees, is heeltemal 'n ander spel. Faktore en menslike inmenging uit oorde wat hy nie as jong student eens van gedroom het nie, is nou sy realiteit. Hy was nog altyd gelowig, maar insidente soos die maak mens net meer bewus van hoe afhanklik jy eintlik is van die hoër hand wat dit alles bestuur. Hoe afhanklik jy van sy genade is, veral wanneer donker magte om jou saampak. Ja, want dit is wat Sergio lankal gekies het om te doen, om eerder met die groot een te praat, wanneer hy as mens klein en magteloos voel. Buitendien, hoe kan jy elke dag in die natuur wees en werk, en nie in die Skepper glo nie? En as goed dan jy daar regloop, sê hy altyd dankie vir die genade wat hy ontvang, soos nou vir Mart Marie. Dit was goed om van Rory te hoor, toe sy uit die teater kom, en toe hulle gesê het, dat sy buite gevaar is, en dat dit uiteindelik nie so verskriklik erg was, en soveel skade gedoen het nie. 3 uur in die nag het die jongman gebel, maar hy het vir die veearts gesê, maak nie saak hoe laat dit word nie, hou my op hoogte. Daarna het Sergio geld oorgeplaas vir die man se oornagverblyf en etes in 'n gastehuis loopafstand van die hospitaal af. Hy het hom teruggebel en gesê, gaan meld daaraan, stort en slaap. Ek sal reël dat iemand môre vir julle skoon klere daar aflewer. Wie? Het Rory verbaas gevra. Ek sal iemand kry. Vertroue. En toe het Sergio sy oë toegemaak en weer eens 'n dankie opgestuur. Hy het gesle en wonder wie om te vra, en skielik sien hy die antwoord daar voor sy oë, die dat hy vanoggend op Luka Willemse se nommer gedruk het, hoopvol. Ken jy mense in Sanen? Natuurlik ken ek mense daar, ek ken mense oral. Hoekom vra jy, Sergio? En nadat Sergio vir hom die situasie uitgespel het, het Luka geantwoord, wel ons ry, ek en Larry sal sorg dat jou mense klere kry en alles wat hulle mag nodig kry. Fantasties, dankie, gee bankbesonderhede, ek plaas dadelik vir jou geld oor. Nee, jy doen niks sulke goed nie. Ons sien in elk geval uit om julle donderdag te sien. Ons was van plan om deur die Wildtuin te ry en Letaba te gaan oornag en daarvandaan die Mosambiek grens na julle te oor te steek. Kan net sowel vandag al vertrek en dan in Tsanin gaan oorslaap. Dan ry ons môre by Palaborwa hek in. Slaap 2 aande in die Wildtuin. Larry sal mal wees daaroor. Een probleem minder vir hom, besluit Sergio dankbaar en stap deur die hokke by die hospitaal.
Hy het gedink die jong hyenas gaan na dese van ouers verlate wees. Nou is daar soveel liefdevolle versorging, dat hy wonder hoe op aarde hy die jong hyenaatjies eendag weer in die natuur sal kan vrylaat. Hulle gaan dink die mensdom is die beste mammas en pappas wat met jong fifies soos hulle kan gebeur. Maar vir nou is dit miskien goed dat daar 'n laar rondom die kleintjies saamgetrek is. Die weermag het in elk geval self kamp opgeslaan langs die toegangshek aan die ander kant waar die toeriste en publiek instap. Ten minste sal die werkers en studente veilig wees met hulle daar, terwyl hy en Lia in Europa gaan wees. Teen 11:00 bel sy pa. Hulle vertrek nou na Barra lughawe, waar Aleid hulle die volgende halfuur gaan oplaai. En draai wat, Mika se tas is gepak en sy kom saam. As alles reg verloop, is hulle so teen 1:30 daar by Sergio en Lia op Hurters Retreat. Maar hulle het natuurlik alweer 'n bietjie baie goeders. Bokse, seekosse vir die troue, wat Peer bestel het, en wie weet wat nog, jy ken mos vir ma. Ja, Sergio ken sy ma, en sy pa gaan ook skuldig wees, hy weet het, en nou is Diego en Sylvia, sy sussie, ook by. Sergio sit sy foon af, en voordat hy 'n ander nommer skakel, vra hy mooi dat die groot een daarbo 'n engel saam met sy mense in Aleid se vliegtuig sal stuur, dat hulle veilig op Hurters Retreat sal aankom. Die nommer wat Sergio bel, is die van John Hurter, Lia se pa, sy skoonpa binnekort. My mense klim oor 'n paar minute op die vliegtuig. Ek vermoed hulle sal so teen 1:30 daar aankom. Natuurlik weer met 'n bergbagasie, John. Ek sal langs die aanloopbaan vir hulle gaan wag, maar sal jy dalk ook daar kan wees met die Amarok? Jessie ou Serg, ek, Paula en Manuel is in Bonsai. Ons het kom plante en goed haal vir Lia, maar ek sal vir Arend vra om my bakkie daarna toe te neem en te help aanry. Hy is mos gelukkig af die week en gewoonlik vreeslik gewillig om met enigiets te help. Anders kan jy dalk vir Lia vra om aan te ry. Hoe laat het jy gesê, min of meer? So 1:30 se kant? Maria is 'n sergeant-majoor en haar skoondogter Anna volg duidelik in haar voetspore. Lia is innig dankbaar dat die logistieke van kos en verblyf vir plus minus 48 mense nie net haar probleem is nie. Maar sy moet bieg dat sy verskriklik beïndruk is met die wit bord wat die 2 dames in die groot kombuis se kombuis opgerig het. Vanselfsprekend verwag die gaste nie dat Hurters Retreat vir al hulle etes verantwoordelik moet wees nie. En dan sal daar darm net Saterdag die volle 48 of dalk meer mense wees tydens die troue en die onthaal. Ons benader dit soos Kersfees op Sofala, beduie Maria, toe Lia met belangstelling na die borde staan en kyk. Of 6 dae kamp in Gorongosa met 'n klomp mense saam met ons in die goeie ou dae, behalwe dat jou en Sergio se troue nou bietjie langer as 6 dae begin duur. Lia lag net. Ek sou so hoop, ek wil graag vir die res van my lewe met daardie fantastiese man getroud wees, en hopelik het ek nie nog net 6 dae oor om te leef nie. 'n Frons tussen Anna se wenkbroue wys dat sy die saak oorweeg. Toe sê sy, ja asseblief, bly liewer aan en leef na die troue ook. Toe sê Maria, ja, sodat dinge weer ten minste een dag kan terugkeer na normaal. Alhoewel, wat is nou eintlik regtig normaal? Dinge soos wat dit was toe jy en Jesu klein kindertjies was? Nee, nie regtig nie. Of selfs toe jou ma nog hier gewoon het? Maria dink ook 'n oomblik na, voordat sy met oortuiging sê, kyk, dit was goeie ou dae, maar ek hou van wat ons nou ook het, my lieflike skoondogter Anna, en die baba en die baba's klein seentjies.
jy en Sergio wat mekaar gevind het, John met sy Paula, en nou jou ma, wat haar nuwe Alonso aan ons kom voorstel. Ag kyk, ek kan nie wag om Emily en haar aanstaande man te ontmoet nie. Ek begin self ook nogal uitsien na my ma, bieg Lia. Sy verwys nie na die man nie. Sy wys weer na die witbord. Verduidelik vir my bietjie wat is hier aan die gang. Maandag, Martinez gesin, Dinsdag. Begin heelbo, wys Anna. Kyk, daar staan aankoms en vertrek. Etes. Soos jy kan sien, land Sergio se mense vandag, net na middagete. Behalwe dat hy uitdruklik gesê het, moenie kos maak nie, sy ma het kospakkies gemaak vir al die mense wat saam vlieg. Bo aan ons skrywe staan daar ontbyt, middagete en aandete, sodat ons kan sien vir hoeveel mense ons moet regmaak en wat die etes gaan wees. Kyk daar, soos byvoorbeeld lasagne op daai dag. Maar omdat so baie daarop aandring om nie net aan te sit vir ete nie, hulle wil bydra en hulle wil weet wat hulle kan saambring en watter kos moet op watter geleentheid saamgegooi word. Maria neem by haar oor toe sy begin stotter. Sy wys met die agterkant van haar paplepel. Kyk, Sergio se ma het voorgestel dat ons met kookbeurte maak. Toe het ek gesê, nee, jammer, ek soek nie al die mense in my kombuis nie, selfs al gaan my 2 kombuishandlangers ook voltyds hier wees, en Peer voel dieselfde oor sy kombuis daar in die konsaalskamp. Gelukkig kom die grootste grosgaste eers van donderdag af in. Vir Vrydag aand het ons byvoorbeeld gereël dat almal hulle vleisie saambring en Peer en die span sal sorg vir slaaie en warm aardappelgeregte. En ek maak pap en Sheba, herinner aan haar. Vir Sergio, hy soek mos pap en sous. Dit is Vrydag, ja, sê Maria, maar kom ons begin nou by vanaand. Sergio se ouers bring 'n hele klomp seekos saam en wat nie vir die troue se voorgereg gebruik word nie, sal Peer vanaand vir ons voorberei in die konsaalskamp. Môre aand is dit 'n familie ken mekaar aand in Bonsai. Emily het so gesê, maar sommer van vroeg af, Jesu ry die klomp van julle aan met die wille wa, jou ma se plan en rekening, soos reeds gesê. En toe lei Lia se selfoon en sy is so dankbaar, want hierdie goed maak haar kop te mekaar. Sy sê, "Skus Maria, dit is Sergio, laat ek net gou hoor wat sy probleem is." Sergio sê, "Die vliegtuig het sopas in Barra opgeskuif, en raai wat, Mika is aan boord. Yay! En net daarna bel haar pa John ook. Lia, Arend is op pad om die Amarokse sleutel by jou te gaan haal. Hy gaan Sergio help met sy mense se bagasie. Ek neem aan hulle huisvesting is reg. Het julle slaapplek vir Mika voorberei?" "Natuurlik, John," antwoord Lia. Dit is daarom een ding waarmee sy gehelp het en mee sal in beheer was, om seker te maak dat almal 'n plek het waar hulle koppe in die volgende paar dae kan neerlê. Mika kry 'n ereplek in haar ou slaapkamer en sy besluit om haar lyn te sny. Sy wil nie na Anna en Maria se stories verder luister nie. Jammer julle ouens, ek moet gaan, maar ek is so bly julle het alles onder beheer. Was dit nie vir die onheil van die mense vir wie sy begin omgee het nie, het Mika deur die nag begin twyfel of sy regtig moet saamgaan na Hurters Retreat toe. As Mika aan Arend loop op wolke sing dink, dan wil haar hart soos 'n duif uit haar borskas vlieg en reg op sy linker skouer gaan land. En dit mag nie, sy kan dit nie aan haar klein meld doen nie. Sy weet die kind is dood, maar sy het 'n belofte aan hom gemaak, nooit weer 'n man in haar lewe toelaat nie. Om alles te kroon, sien sy die kind mos weer van Saterdag af, gereeld. Gisteraand weer in die middel van die nag, toe sy wakker word, staan hy net daar, in die een hoek van haar kamer, langs die reissak, wat sy vir die week gepak het. Verwese.
Sy het vir hom gewys om nader na die bed toe te staan, en toe hy reg langs haar kom staan, het sy begin verduidelik. Meld, my liefste kind, mamma gaan nie vir altyd weg nie. Dit is net vir 6 of 7 dae. Onthou jy nog die werk wat ek destyds gedoen het daar in Bloemfontein? Ek weet jy was nog baie klein, maar ek is seker dat jy presies verstaan wat dit was. Toe mamma mense wat slegte dinge gedoen het, sy profiele opgestel het, sodat die polisie kan help met sekere sake wat hulle moet ondersoek. Die kind het stil geknik. Nou ja, Meld, nou is daar weer so 'n persoon in die omtrek, en mamma gaan help dat daardie persoon vasgetrek word. Is hy iemand wat mamma se nekhare laat regop staan en jou arms laat hoendervelle kry? Mamma se 6de sintuig wat weer ingeskop het klein Meld gevra, al klink hy mos deesdae soveel ouer as hy praat. Inderdaad so, my kind, die dat ek Saterdag aand al met een van my vorige kollegas gepraat het, Timothy Wolmerans en sy span. Ek weet jy sal hom nie onthou nie, maar wat so interessant is dat hy beweer dat hulle lankal op hierdie Ralph Jameson karakter se spoor is. En Tim bevind hom nie net waar nie, hy is reeds in Mosambiek, daar in die binneland, in die omgewing waar Ralph met sy laaste projek besig was. Kan jy raai waar het was? Herders Retreat, het die kind geglimlag. Maar dan is dit waarheen ek ook wil gaan. Wel, die vliegtuig kom ons môre oplaai, so jy is welkom om saam met my op te klim. En as die vliegtuig dan vol mense sit, kan jy op my skoot kom sit en saam vlieg. Meld het breed geglimlag en geknik. Is reg, mamma, ek gaan saam, maar ek het nie 'n vliegtuig nodig nie, onthou. Natuurlik wonder Mika vanoggend of dit net 'n droom was, terwyl sy haar sak optel en daarmee na Paradys, na die Martinesse van Langsaan stap. Diego da Gama kom aangedrafstap om haar te help dra, opdrag van sy vrou Sylvia af, die Martinesse se dogter. Pa het vir ons 'n taxi bestel, 'n bussie, want ons sal nie alles in sy Range Rover kry nie, en hy wil nie sy smart kar daar op die lughawe los nie, verduidelik die man. Ook nie lang minute later nie, of 'n sprinter bussie stop voor die deur. Het ons nou alles om te laai? Vra pa Martinez. Onthou net, ons kan nie soos gewoonlik omdraai en laaste minuut goed hier kom haal nie. Ons vlieg julle. Ma Martinez staan met 'n lysie. Sy tik af en toe knik sy, ja nee, hulle het alles, tot padkos om in die vliegtuig te eet. Die taximan laai ewig geduldig al die goeders by die sprinter se agterdeur in. Toe wag hy dat almal by die skuifdeur langsaan inklim. Mika draai nie rondte. Sy wonder waar Meld is, maar van die kind is daar vandag geen teken nie. Miskien het hy dan van plan verander? Hy is nog maar net 'n kind, en waar hy is daar in elk geval nie tyd nie. Daar is ook nie meer plek nie. Dit waaraan hy dink, is waarskynlik waar hy kan wees, wanneer hy wil. Die vlug verloop sonder voorval, al is dit die middel van die dag, en al het almal weer eens gemaan om maar met hulle vliegtuig en veiligheidsgordels vas te vlieg. Turbulentie kan enige tyd en enige plek gebeur, veral nou dat dit begin warm word. Hulle is net mooi op dreef, toe ma Martinez begin kospakkies uitdeel. En toe beland Mika se vrugtesap so byna op die grond. Gelukkig is dit in 'n boksie, want die volgende oomblik gryp sy dit waardeur die lug trek, want dit vlieg uit haar kospakkie. En daar sit meneer Meld Henrikus in sy 3-jarige lyfie op die vlerk van die vliegtuig, reg langs haar en glimlag van oor tot oor van buite af vir die mense wat daar binne in die vliegtuig ry. Nee, jy kan nie daar sit nie, kom in, roep Mika hysteries uit van skrik. Is jou right, raak jy benoud in 'n vliegtuig?
vra Sylvia en draai effens in haar sitplek om. Sy sit skuins oorkant Mika aan die kant die paadjie. Sy probeer nou om haar veiligheidsgordel rondom haar ronde maagie los te maak om nader te kom, maar Mika keer. Nee, moenie, bly net sit, ek is 100, ek het net geskrik vir iets. Hoe moeilik is dit om jouself elke keer te moet oriënteer dat niks met jou kind kan gebeur nie. Die ergste het reeds met hom gebeur. Sy skud net haar kop en wys 'n vinger vir die mannetjie wat nou weer skater van die lag. Miskien is sy besig om dit heeltemal te verloor. Dalk is dit haar voorland om eendag in 'n gestig te beland. Mika eet skaars aan die lekker peuselhappies in haar pakkie, wanneer sy haar oë toemaak en terugsit in haar sitplek. Maar skaars dommel sy in, of Sylvia maak haar opgewonde wakker. Ons is amper daar, jy moet nou begin rondkyk. Dit is 'n belewenis om Hurters Retreat en Sergio se leeuplaas, waar my broer mos werk, uit die lig te sien. En as Aleid wyd sirkel, dan behoort ons die selfs tot in Bonsai in die verte te kan sien. Dit is mos die naaste dorpie aan die plaas. Mika sit regop en kyk afgrond toe. Dit is 'n aarde vol klein broccoli-boompies met paaie en klippe tussenin en kronkelstroomppies water. So waar sien sy deur in die verte 'n dorp en klein staatjies oral rondom. Naderhand maak mens troppies diere uit. Dakke van die geboue op die plaas Hurters Retreat en die hospitaal wat selfs soos klein staatjies in die omtrek lyk. 'n groot blink dak wat waarskynlik 'n vliegtuighanger is en speelgoed bakkies wat langs aan staan. Een 'n kameelkleerbakkie en een 'n wit bakkie. En eers toe die vliegtuig laag genoeg is om op die aanloopbaan neer te stryk, sien sy dat een van die manne wat daar langs die bakkie staan, sy hare raaf swart is en langs sy kop vasgemaak is. Dit is te laat om te draai, al maak haar hart 'n pynlike rukbeweging in haar borskas. Weet, Arend, loop op wolke sing ooit dat sy ook op hierdie vliegtuig is? Wel, duidelik weet hy nie, want al is sy glimlag nie heeltemal so breed soos die van Sergio nie, lyk hy innemend en vriendelik terwyl hulle die mense ontvang. Toe sien hy haar en sy gesig raak skielik stroef. Mika kyk nie in sy rigting toe sy die 3 trappies afstap en eenkant gaan wag vir Aleid om die bagasieruim oop te maak nie. Ons is op die plaas, jippie, ons is op 'n plaas, hoor sy klein meldse stem agter haar uitroep. Sy hande wys na die bosse daar naby, en hier is leeu's en die mooiste wilde diere ook. Ja, hier is, antwoord Mika, moenie te ver loop nie, ek is bang jy verdwaal. Maar mamma, lag die kind, ek kan nie verdwaal nie, my GPS werk mos altyd, en as ek nie weet waar ek is nie, gaan kyk ek net weer van daar heel bo af. Die kind trippel en draai in die ronde en Mika kan net met liefde toekyk. Sy het hom lanklaas so gelukkig en opgewonde gesien. Toe stop hy onverwags en wys in Arend se rigting. Kyk mamma, daar is die oom wat so baie van jou hou. Ek hou ook baie van hom, maar hoekom lyk hy nou so kwaad toe hy jou sien? Nie dat dit die mannetjie regtig pla nie, hy roep uit, ek gaan leeu's kyk, ek sien mamma later. Wel, moenie te lank wegbly nie. Mika kyk hom agterna, terwyl hy na die elektriese heining toe drafstap. Intussen kom Sergio, Diego en Arend ook nader om te kom aflaai. Mika maak 'n punt daarvan om nie weer in Arend se rigting te kyk nadat sy hom gegroet het nie. Maar dit is Arend wat op 'n stadium 'n vreemde vraag vra. Waar is die kind wat saam met julle van die vliegtuig afgeklim het? Ek is seker hy het in daardie rigting van die heining geloop. Julle moet hom dophou, onthou dis wild hier langs aan, hier's leeu's. Word vervolg.